Goeiemôre. Dit is lekker om weer saam met julle te kan wees vanoggend en dankie vir die voorreg wat ek het om in jou huis te kan wees, dat jy die TV aangesit het om saam te kyk. Ons hoop regtig dat ons binne die volgende paar weke weer kan terug wees in die kerk en saam kuier en mekaar in die oë kan kyk. Ons het juis Dinsdag aand kerkraadsvergadering en dan sal ons weer praat oor wanneer hou ons kerk en hoe gaan ons kerk hou ensovoorts. Oor die Kersmark sal daar gepraat word en moenie bang wees nie, die eerste keer wat ons weer by mekaar kan wees, sal ons 'n heerlike kuier feesgeleentheid vir ons hou. So ons sien uit daarna om julle regtig weer te kan sien. Ons begin vandag ook met 'n 40 dae reeks wat ons so oor 9 weke gaan afhandel. So sien dit dan nou maar as amptelik ons 40 dae reeks vir 2020. Wat gaan nie net in 4 weke wees of 5 weke nie, ons gaan dit 'n bietjie langer maak. Die tema van die reeks is die regte God. Ek sal net nou verduidelik hoe ons daarby uitgekom het. So welkom by die eerste een van ons reeks. Kom ons begin net met 'n gebed. Here Jesus, baie dankie dat ons kan bely dat al die mag aan U behoort, dat ons kan weet dat U hier is. Dankie Here vir bederf en vir genade in oorvloed. Dankie dat U elkeen van ons ken, dat U weet wie ons is en waar ons is en wat ons omstandighede is. En dankie Here Jesus dat ons daarin kan vashou met hoop. Here, hoop vir ons land, hoop vir ons lewens. Here, hoop op 'n God wat sal nakom wat hy beloof het. Hoop op 'n God wat is wie hy homself geopenbaar het aan ons. Here Jesus, dankie dat ons so kan saam wees ook en vir die voorreg wat ons het om in die volgende paar weke oor die karaktereienskappe te kan praat. Besonder wil U vir ons help vanoggend om ook net met onsself eerlik te wees oor hoe ons oor U dink. En dankie Here Jesus dat ons as mens oor U mag dink en oor U mag praat en in die liefde en genade mag leef. Kom dan Here en maak ons harte oop om te hoor wat U wil sê. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So 'n rukkie terug kuier ek by iemand en hy vertel vir my so 'n bietjie van sy lewensstorie. Ek ken hom eintlik al lankal, maar hy vertel my toe maar net waar hy is in sy lewe. Hy's nou so 40 jaar oud en as gevolg van 'n skei saak en sy vrou wat weer getroud is en sy kinders wat nou ver bly, sukkel die ou nogal om aan die gang te kom weer. Begin hy weer sy lewe optel, begin hy weer meubels kry, wil hy huis koop. Regtig deur 'n moeilike paar jaar gegaan. En God het hierdie goed aan hom gedoen, sê hy. So in sy kop is God hierdie God wat slaan, wat vir hom sleg gebring het, iemand wat hom laat sukkel, laat swaar kry, 'n God wat hom glad nie beskerm het teen alles nie. So alles wat gebeur het is eintlik maar God se skuld. Nou die ou se persepsie, se idee oor God, God wat sy lewe lank nie goed is vir hom nie, wat nog te sê van lief hê, is sy waarheid. Dis wie God is vir hom. Ek wonder of jy die gevoel ken, nie? Van God sy rug gedraai het op jou verraai het, verlaat het. Nou die idee wat ons oor God het, kom vanuit ons ervaring, vanuit ons storie, vanuit ons lewe uit, van hoe ons God ervaar het en beleef het. Met ander woorde, as ek 'n goeie lewe gehad het, is God 'n goeie God. As my lewe sy rug op my draai en goed raak moeilik, dan is God skielik nie meer so goeie God nie en kry hy die skuld vir alles. Ek projekteer my kwaad na hom toe, want iemand moet die skuld kry, solank dit net nie ek is wat die skuld kry nie. So God is die een wat die skuld kry. Nou my antwoord vir die ou was net gewees, joh, weet jy, die God wat jy vir my beskryf het, die God wat jou so te nagekom het en so geneil het, is nie dieselfde God as wat ek aanbid nie. Want die karaktereienskappe wat jy aan God toedien as gevolg van jou lewe, is nie die manier hoe God hom openbaar het aan ons nie. Is nie die God van die Bybel nie. Is nie die God wat ek wil aanbid nie. Juist daaroor, hierdie reeks, oor die regte God. Om die idees, die persepsies, die waarhede wat in ons koppe leef oor wie God is, 'n bietjie aan te spreek. Sodat ons God kan leer ken op die manier wat hy homself geopenbaar het, sodat ons die karaktereienskappe wat God vir homself toegeëien het en vir ons kom wys het, kan ken, en so in die waarheid kan leef en kan glo.
Nou of jy dit nou wil glo of nie wil glo nie. Die manier wat jy oor God dink, bepaal alles in jou lewe. Bepaal die manier hoe jy dink, bepaal die manier hoe jy verhoudings het, bepaal die manier hoe jy na jouself kyk. Jou waarheid met ander woorde, jou persepsie oor wie God is, bepaal hoe jy leef en alles in jou lewe. So, as God hierdie kwaai God is, dan is my lewe swaar. Dan moet ek reg trap, anders gaan God my straf en hy gaan my roer. As God hierdie massiewe, groot, ver God is, dan bepaal dit absoluut hoe ek oor myself dink en hoe ek die lewe sien en hoe ek oor myself voel. Dan het God mos nie tyd vir my probleempies en vir my dingetjies wat my pla nie, want hy's besig met al hierdie groot goed in die heelal. Die manier wat ek na my eie lewensverhaal kyk, kom vanuit my godsbeeld uit. God is groot, besig, en ek het 'n klomp goed al verkeerd gedoen in my lewe. So kan hy vir my lief wees? Steur hy om aan my, omdat ek nou nog al vir swart skapie ook is en sukkel om reg te doen. Die manier hoe ek na ander mense kyk, word bepaal deur my godsbeeld. God is besig, hy is nie regtig by mense betrokke nie, so ek hoef ook nie by mense betrokke te raak nie, ek hoef ook nie om te gee nie, want God is ver, en is elke ou vir homself, en die duiwel vir die res. So jou persepsie oor God bepaal wie jy is en hoe jy leef. So die eerste vraag wat ek wil hê jy moet 'n bietjie aan dink is, hoe dink jy oor God? As jy jou oë toemaak om te bid, wat is die prentjie? Met wie praat jy? So ek wil vir jou vra, stop neers gou die video hier en dink daaroor. Wie is God vir my? Skryf dit neer. So pos gou die video. Welkom terug. Is nog 'n vraag wat ek wil hê jy moet antwoord. Dan is net so belangrik. Hoe dink God oor jou? Watter emosies het God oor jou en gedagtes? Is dit 'n teleurstelling? Is dit opgewonde? Is dit kwaad? Is God afsydig? Is hy ver? Is hy naby? Is hy intiem? Hoe dink God oor jou en jou probleme en jou lewe, jou as mens? Stop gou weer die video en skryf neer. Vat genoeg tyd. God het elkeen van ons uniek gemaak. Maar jy kan eers werklik jy word. Die jy wat God bedoel het toe hy jou gemaak het, as jy God ken vir wie hy is. Met ander woorde, God ken soos wat hy homself geopenbaar het. Nie dit wat ek in my kop oor hom geskep het of gemaak het nie, wie hy homself openbaar het. As ek dit van God begin ken en verstaan en my eie begin maak, kan ek eers regtig ek word. Kan ek eers die beste ek wees? Kan ek die volle potensiaal van wie ek is leef? Want dit wat ek dink oor myself en wie ek is, kom volledig van hoe ek dink oor wie God is. Daarom moet ons praat oor wie is die regte God en hoe is die regte God en wat is sy kenmerke? Nou voor ons kom by die reeks oor wat sy kenmerke is, net so 1 of 2 goed oor wie God nie is nie. God is nie soos ek en jy nie. God het ons gemaak na sy beeld, so daar's ooreenkomste, maar God is nie net 'n groter weergawe, 'n sterker weergawe, 'n meer almagtiger weergawe as wat die mens is nie. God is glad nie soos ons nie. Hoor wat sê Jesaja, in Jesaja 40 vers 25. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel. Wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek en hulle volle getal. Dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele
aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. God is nie soos ek en jy nie. Hy raak nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie. Mense, ek en jy word moeg. God doen dit nie. Daar's baie dinge wat ek en jy as mens nie verstaan nie. God se insig is ondeurgrondelik. Hy weet alles. Hy is almagtig, alwetend, en hy besit al die wysheid. So God is nie soos ek en jy nie. Hoor hoe skryf Paulus dit? In Romeine 11 vanaf vers 33 skryf Paulus dit. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here en wie gee vir hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Aan al hierdie retoriese vrae is die antwoord niemand nie. Niemand ken God se gedagtes nie of sy bedoelings nie. Niemand gee vir hom raad nie en God skuld niemand iets nie. En uit hom, deur hom en tot hom is alles. Uit hom, hy is die oorsprong daarvan. Hy is die een wat die inisiatief begin het. Deur hom, hy is die instrument. Hy is die een wat dit in die lewe ingeblaas het. En tot hom is tot sy eer. Dis wie God is. Hy is nie soos ek en jy nie. Nou die tweede gedagte wat ek dink ons in ons koppe moet regstel is, ek en jy as mense is baie keer geneig om God te krimp, klein te maak, sodat ons hom kan hanteer. Hy is nie soos ons nie, en tog probeer ons hom in ons boksies inpas, sodat hierdie alwetende, almagtige, heerlike God verstaanbaar, hanteerbaar en beheerbaar gemaak kan word. So in plaas daarvan dat ek en jy voor hom neerval as sy dienaars, probeer ons die hele tyd om hom ons dienaar te maak, in ons boksie in te pas, ons wil te laat doen, sodat ek in beheer kan wees. Hoor wat sê Paulus, hoe reageer mense op hierdie onsigbare, ewige, awesome God? In Romeine 1 vers 20 skryf hy dit. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is, dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie, vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God stel hulle beelde wat lyk soos 'n verganklike mens en soos voëls en diere en slange. Jy sien, God word verruil vir dinge. Die mens draai sy rug op hierdie skepper en hy speel self skepper. Ons doen nog vandag presies dieselfde. Ons maak dat God teenoor ons moet verantwoording doen. Hierdie goed het in my lewe gebeur, dis God se skuld. Hy moet vir my kom verduidelik, wat het nou aangegaan. Ons maak van God hierdie vending machine. Julle ken hy, dit is so 'n boks, en dan sien jy, hier is die coke en die chocolates nie goed, dan gooi jy jou geldjie bo in, jy druk die knoppie en dan kom die coke onderuit. Ons gooi die gebedjie bo in, druk die coke knoppie en dan moet God die coke onderuit spoeg. En ek kan na hierdie masjien toe gaan net wanneer ek wil, met watter versoek ook al. Ons verklein hom, sodat hy pas en my dienaar word. Nou vandag se beelde wat ons aanbid is nou nie slange en voëls en diere nie, maar dis die dinge aan wie ons energie gee, waar ons gedagtes oor draai en draai en draai, soos die TV, geld, werk, ontspanning, politiek, sport, my plesier, my wil. En hierdie God wat ewig en almagtig en awesome is, word soos 'n genie, 'n genie, wat noem jy dit, in 'n bottel, ek vryf hom, en dan kom hy uit, en is 'n God on demand, na my wil. Dis nie wie God is nie. Hy is die ewige, almagtige skepper. Ek en jy is die skepsels, die dienaar, wat teenoor hom verantwoording doen vir die lewe wat hy vir ons gegee het. Hy is die middel, nie ek nie, of jy nie. So die derde ding, oor wie God nie is, ons kan nie met God maak soos wat 'n mens met 'n mengelslaai maak nie. Net die lekkerste uitkies en dit gebruik nie. Ons kan nie net God gebruik vir verlossing, vergewing van sondes, versorging vir bederf nie.
Want dan aanbid ek eintlik maar net myself en my eie wil. Ek kies wat vir my goed is en dit gebruik ek. Dis nie wie God is nie. Die paar weke wat volg, wil ons dat ons 'n paar karaktereienskappe van God bekyk, bespreek. Sy goedheid, sy soewereiniteit, sy heiligheid, sy wysheid, hy as die regter, hy as liefde en as sy betroubaarheid. So hierdie 40 dae gaan ons in 9 weke afhandel. Kom loop saam, ontdek saam die regte God. En vandag net een eienskapie wat eintlik maar die fondasie vorm vir die hele reeks. En dis iets wat ons elke keer stom moet slaan, in verwondering gaan moet laat staan. Dit begin by Adam en Eva. Toe hulle nou in die groentetuin rondstap en appels eet, verval hulle onmiddellik in skaamte. Hulle kruip weg. En toe dit aand word en God die gewoonte gehad het om in die aandskemer saam met hulle gaan stap in die tuin en te gesels oor alles, toe kruip hulle weg vir God. Want hulle skaam. Hulle probeer vir hulle klere maak van vyeblare. Hulle skaam. En wat doen God? Hy soek hulle. Hy roep na hulle. Natuurlik het God geweet wat hulle gedoen het en waar hulle weggekruip het. En steeds gaan soek hy hulle. Roep hy hulle. En hy hoop dat hulle in sy stem en in sy roep en in sy omgee, sy soek na hulle, sy liefde hoor. En self kies om na hom toe te kom, om die verhouding te kom herstel. Daarom roep God, sê, kom, waar is julle? Hoekom kruip julle weg? Vandag is steeds dieselfde. Hy roep ons, hy nooi ons. Jesus het dit hoeveel keer gedoen. Kom, loop saam met my deur hierdie lewe. Kom uit jou wegkruipplek uit. Kom uit jou skaam uit. En kom leer om my te ken. God soek na ons en hy wil hê dat ons hom ken. Hoor jy dit? Hierdie almagtige, goeie, liefdevolle skepper God, skepper van alles, die een aan wie die mag behoort, wil hê dat jy en ek hom moet ken. Nie net in ons koppe ken en weet hy's daar en eintlik probeer manipuleer nie, maar dat ons hom vanuit ons harte, 'n naby persoonlike, intieme verhouding moet hê met hom. Dis God se hart. As jy die evangelies gaan lees, dis wat Jesus kom wys het, kom doen het. Hier is God, dis hoe hy lyk, ken hom. Hoor die emosies rondom dit. In Johannes 13 lees ons die volgende, vers 1. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense in hierdie wêreld wat in hierdie wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Hoor die emosie, hy het hulle liefgehad, tot die uiterste toe liefgehad. En dan in hoofstuk 13 gaan hy verder en hy was hulle voete. En dan sê hy vir hulle, ek wat die leermeester is, was julle voete. Doen julle vir mekaar dieselfde. Dis my hart, dis God se hart, dis 'n omgee hart, dis 'n liefdevolle hart, dis 'n dienshart, dis 'n barmhartige, goeie hart. Dis hoe God lyk, ken hom so. In Lukas 19 lees ons, vers 41, toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil. Dis nou Jesus wat op die donkie is in die intog in Jerusalem. En hy het gesê, as jy vandag tog wil insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal dae oor jou kom, dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op 'n ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Jesus huil oor die feit dat die inwoners van Jerusalem nie vir God ken nie. Nie God se hart ken nie. En God wil hê, hulle moet hom ken. En die gevolge van dat hulle nie vir God ken nie, sleg vir hulle. God verlang daarna, het 'n passie daarna, dat ek en jy hom ken. Hy huil daaroor as ons dit nie doen nie. Ons is al lankal in die kerk nie.
Ons ken eintlik God, ons het al die regte antwoorde, ons het die regte versies om by die regte antwoorde, om by die regte emosie te sit, ons is mooi opgelei. En ek wil afsluit met hierdie vraag, doen jy regtig? Ken jy God regtig soos wat hy hom openbaar het? Of ken jy God soos wat jy hom in jou kop gevorm het? Met jou lewe, met jou persepsies, met jou seer, met jou opgewondenheid, met jou selfsug, het ons 'n God gevorm. Watter een ken jy? Watter een dien jy? Hier's 'n paar vrae om oor te dink. Goed ken jy God? Goed ken jy God? Meet jou antwoord 'n bietjie aan die hoeveelheid energie wat jy elke dag aan God spandeer. Hoe meer ek God ken, hoe meer wil ek by hom wees. Meet 'n bietjie jou antwoord oor hoe goed jy God ken aan jou denke oor hom. Is hy die groot almagtige skepper God? Of is hy iemand wat ek in 'n boksie gesit het en ek vryf die lampie en dan kom hy uit tot my diens? Meet 'n bietjie jou antwoord oor hoe goed jy God ken aan jou tevredenheid met God. Is ek gemaklik dat hy my lewe beheer, vertrou ek hom? Is ek tevrede vir die geskenke wat hy vir my gee in die lewe en die dinge wat hy laat gebeur? Goed ken jy vir God. Jesus nooi jou weer vandag. Kom loop saam met my. Kyk hoe ek die dinge doen. Leer by my wie is God vir wie jy kan lief wees. En dit sal jou help om te leef. Mag jy in hierdie volgende paar weke God ontdek vir wie hy is. En mag jy met jouself eerlik wees en die persepsies en die idees wat jy oor hom gevorm het in die oë kyk. En as dit verkeerd is, dit regstel. Sodat jy God kan ken vir wie hy homself geopenbaar het. As 'n liefdevolle Vader vir jou lief is. Amen.